Welkom terug, dit is Woensdag en wat sal 'n Woensdag tog wees sonder 'n wiele Vroomsdag? En vandag gesels ons oor twee baie belangrike onderwerp. Ons gesels eers oor die ou Moda kar, splinternuwe een en ja, jy gaan van hom hou. En dan omdat ons later met die span van Quicksilver gesels en kyk na sloertoere, gesels ons ook na van die langste sloertoere wat daar is. So 'n paar goeters waardeur ons moet kom. Maar ons begin met die splinternuwe ou Moda en dit gaan interessant wees om te weet. Kyk, is 'n paar dinge wat jy dalk nie geweet het nie. 'n Moda is net soos Lexus die luxe is van Toyota, is 'n Moda ook die luxe van die Cherry model. Kyk net daar, nee. Kyk hoe shine hy. Baie, he cleans up well. Nee, kyk, ek sê vir jou. Nou, die Moda modelle, die C5 en die C9 is reeds op die paaie en binnekort gaan ons 'n splinter nuwe ene sien. Die C3 gaan beskikbaar wees. En die C3 is, jy weet, 'n crossover. Dit val in die crossover kategorie hier in Suid-Afrika. Baie gewild onder Suid-Afrikaners natuurlik, daai tipiese crossover karre. En onder Maas. En onder Maas. Wat slaggate moet aandurf. Nou maar presies. En as jy nou maar die luxe ene wil hê, nou die C3 spesifiek is wel gemik op jonger bestuurders en omdat dit so 'n paar cool features het sê. En wat is van daai features, Suan? Ek wil net sê jonger bestuurders, ek sluit ook in Maas wat jonk is van gees. Dis presies, ek nee, sê so. Nou goed, skus, die ontwerperspan agter die C3 was geïnspireer deur die Japaneese anime en manga reekse soos Gundam en Transformers wat groot robotte bevat. Dit is hoekom hy sulke sleek streepies en goedjies het. sien jy dit? Ja. En dan die binneruim is deur ou Moda gekoop of gedoop eerder as die Starship Cockpit. Wow. En die massiewe infotainment skerm kan gebruik word om videospeletjies te speel in die kar. Wat? Ewe skielik hou ek nie meer so baie van hierdie kar nie. My kinders mag nie TV kyk in die kar nie. Okay, goed. Dis die enigste plek waar hulle nie mag TV kyk nie. En jy sal nou ook jou Nintendo Switch of jou PlayStation 5 daaraan kan koppel sodat die passasiers lekker kan speel terwyl jy bestuur. Ek kan weet nie of dit belaglik of oulik is nie, Jennifer. Ja. En die C3 se engine gaan 'n hibriede stelsel bevat om dit baie ligter op brandstof te maak. Dis oulik. Die prys van die C3 is egter nog nie bekend gemaak nie, maar ou Moda beplan om dit in Oktober vanjaar vry te stel. So ons hou asems op. So dis nou interessant. Die C5, C9 klaar hierso, C3 gaan nou binnekort op ons paai wees. Eintlik gemik op 'n jonger groep mense. Ek hoop nou net iemand dink hulle kan hierdie speletjies speel terwyl bestuur nie. Dis die enigste ding wat my nou bekommerd maak, soos ja, ek vermoed die skerm wys is agter die bestuurder se kop. Nee, ek weet nie. Ek dink is daar nie. Maar dan gaan dit mos jou aandag aftrek. Ja, maar dis presies, dis altyd 'n bietjie bekommerd. Maak maar nou goed, ons sal maar sien hoe hierdie uitwerk. Jy sien dan nou, maar dit is interessant. Ons sien uit na die Moda wat soos 'n transformer lyk op die pad wat binnekort hier is. En dan moet ons gesels oor sloertoere en dit natuurlik omdat ons later soos ek gesê het met die span van Quicksilver gesels. Nou kyk, as jy iemand is wat van 'n sloertoer hou, hier is 'n paar vir jou wat jy nou moontlik kan aandurf as jy sou wil. Die eerste ene, die langste Euro-Afrika sloertoer is vanaf John O'Groats in die Verenigde Koninkryk tot Kaapstad hier in Suid-Afrika. Wag vir dit. Jy gaan 200 ure op die pad wees en 'n afstand van 14.650 km af lê. Ag, dis nie so baie nie. Ek sien kans al. Jy sien kans vir die 2 ure. Ek is mal oor sloertoere. Okay, nou goed, ja. Vir alles ek om in die ou Moda kan doen. Jy gaan baie entertainment hê daarvoor, né? Wat is die tweede een? Okay, vir ons oud Suid-Afrikaners wat in Australië dalk woon en vanoggend saam kyk, die Highway 1 in Australië staan bekend as die Big Lap. En dit is 'n pad wat reg rondom die kontinent van Australië gaan en wat deur al die hoofstede loop. Sure. Nou as jy hom doen, gaan dit omtrent dieselfde afstand wees as die een wat Jennifer nou net genoem het, want jy gaan so 14.500 km af lê. En as jy dit gou wil ry, kan jy dit in 6 dae doen. Dit kan wel lekker wees. Ek stem saam. Ek dink as jy gemaklik is en jy het vir jou 'n klomp lekker speelhuis daar, hoe lekker is dit om 'n hele land aan te sien. Ek stem saam. Baie. Ja. Baie. Nou maar hierso. As jy nou heeltemal van jou sinne beroof is, kan jy die langste roete in die wêreld doen wat ferries bevat. So dit is vanaf Serai in Indonesië tot in Kaapstad hier in Suid-Afrika. En jy gaan deur lande soos Indonesië, Maleisië, China, Kazakhstan en Rusland ry.
dan reg deur Europa van Belarus tot Spanje. Na Spanje gaan jy deur na Noord-Afrika, waardeur jy onder andere deur Algerië, Nigerië, Zimbabwe en dan deur Suid-Afrika gaan ry om in Kaapstad op te eindig. Nou, asems op, so aan, hierso. Die sloertoer gaan jou 550 ure neem, wat omgeskakel kan word in 23 dae, en jy gaan 'n totaal van 33.612 kilometer af lê. Ek tog wil sê 23 jaar. Nee. 23 dae is nie baie nie, man, jy vat 'n gap jaar. Ja, Ek dink dit okay. kan fantasties wees. Voetspore moet hierdie volgende doen. Jy moet sien op die hele, of nie die hele wêreld, die mense sien 'n groot deel van die wêreld. Ek stem saam, dit kan baie lekker wees. Jy kry 'n lekker karavaantjie. Jy vat die kinders saam, jy doen 'n homeschooling. Vader. Al wat ek wil sê is net 2 van hierdie amazing toere eindig in Kaapstad. so alle paaie Lena. Kaapstad. Jy sien dan nou, mooi gesê. Kyk, so as jy baie tyd op jou hande het, maak seker jy probeer een van hierdie. Dit gaan jou net so 550 ure vat.